Dit is 'n Dinsdagoggend. Die eerste regte maandag van skool is agter die rug. Ek is op pad na Wovotelos vir 'n wegneem koffie en ek luister oor die radio na die liedjie van Jak de Priester. Die raakvat woorde beskryf nogal my situasie reg, dink ek. Ek sit in die donker, koppie koffie in die hand en ek wonder hoe die heng het ons hier beland. So kom die woorde oor die radio, terwyl ek die aansteeklike ritme van die liedjie met my vingers op die stuurwiel tik. Ek sit nog 'n rukkie in die kar en ek luister na die woorde. Hoeveel pille moet ons sluk om ons sanity te behou? En my gedagtes begin dwaal. Dit dwaal na die begin van hierdie jaar toe, terwyl my vingers die ritme van die liedjie begin verloor. Dit voel so deurmekaar. Alles en almal het begin en dit voel vir my asof my brein nog vakansie hou. Ek en Veronica sukkel om tred te hou by die werk, met ouerskap, die kinders se skool, buitemuurse aktiwiteite, gesinstyd, oefentyd. My gedagtes kry weer koers terug na die liedjie toe. Groen mamba vir jou baba en Prozac vir jou vrou, sing Jak. Ek kyk na my vingers op die stuurwiel, wat nou so uit ritme is, soos 'n graad 8 seun wat met 'n matriekmeisie probeer dans. My ritme is uit hierdie jaar, dink ek. Ek trap op tone. Ek verloor my pas. Ek voel totaal en al uit my diepte. En dalk is die probleem dat ons probeer dans sonder om na die musiek te luister. Dit voel vir my asof ek die jaar 2025 se ritme totaal en al verkeerd het. Ek probeer wals op 'n cha-cha-cha. Ek probeer dink in ritme in my lewe, my geloof. En dadelik kom die skepingsverhaal in Genesis by my op. Dit was aand en dit was môre, die soveelste dag. Elke dag het 'n ritme, sy eie doel gehad. Hy het nie alles in een dag gedoen nie, al kon hy. God het 'n ritme geskep. Hy werk, en dan rus hy. Hy skep, en dan oordink hy. Lig en donker. Ek en jy aan die ander kant probeer soms altyd alles gelyktydig doen en dan wonder ons hoekom dit voel asof ons uit ritme is met die jaar. Die begin van 'n nuwe jaar voel dikwels soos daardie graad 8 seun wat met 'n matriekmeisie probeer dans. Maar die skepingsverhaal herinner ons daaraan dat God in beheer is. Dat elke dag bedoel is om sy eie uitdagings en sy eie oorwinnings te hê. Ons hoef nie die hele jaar se probleme op 'n Dinsdagoggend voor Wovotelos te probeer oplos nie, dink ek by myself. Kom ons laat weer leer dat om te dans op God se musiek, met sy ritme. So as jy weer voel dat jou vingers uit ritme tik op 'n stuurwiel, of dat jou dans van 2025 jou tone blou trap, stop, bid en vra. Here, wys my u ritme, help my om in pas met u te leef. Want wanneer ek en jy in God se ritme beweeg, raak selfs die lewe se cha-cha-cha 'n vreugdevolle dans. Mag jy 2025 se ritme saam met God begin kry. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons mag weet dat u 'n ritme in alles gegee het. 'n ritme in die skepping, aand en môre. Heer, maar partykeer in ons lewens voel dit vir ons asof ons uit ritme is. Asof ons die verkeerde ritme het, die tempo is net te vinnig. Help ons om partykeer net te stop, te bid en vra, Here, help ons om in pas met u te leef. Gee dat ons die ritme van die jaar 2025 kan kry, saam met u. Here, help ons, dat ons nie hierdie danspassie alleen sonder u sal probeer nie. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar iemand wat net bietjie uitpas is en net nodig het om vir 'n oomblik net te stop en net die two-step in die geloof weer reg te kan kry. Tot 'n volgende keer.